Goeiedag. Ons is hierdie week besig om bietjie te kyk na hierdie alleenheid saam met God en die vreugde en die blydskap wat ons uiteindelik daaruit kan put wanneer ek myself vergewe soos wat Christus my vergewe het. Ons het gister daarna gekyk dat ons in die gemeenskap wat ons het met God, gemeenskap ook moet hê met mekaar. En in hierdie gemeenskap met mekaar vind ons uiteindelik dat ons ook daar moet vergewe en dat ons vergewe moet word. Die uiteinde daarvan is dat ons in hierdie eensaamheid saam met God, die alleen wees saam met God, die gemeenskap wat ek met God het, ek uiteindelik ook gemeenskap ontdek met die wat om my is en saam met my in 'n bepaalde verhouding is, my gesin, my kerk, my werksituasie, my skool, waar ek ook al is daar 'n gemeenskap waarin ek moet gaan vergewe en vergewe word. Want dit lei uiteindelik daarnaartoe dat 'n mens die ontdekking maak dat daar waar ek vergewe is en vergewe het, daar 'n besondere band kom tussen die mense waarmee ek saam gemeenskap vorm. In die kerk het ons so 'n gemeenskap en uiteindelik word dit niks anders as 'n feesviering nie. Want ons lewe in hierdie feesvieringe, want ons het niks om vir mekaar weg te steek nie. Dit wat een skeiding gebring het tussen die een wat ek vergewe het of die een wat my moes vergewe, is daar nou uiteindelik 'n feesvierende verhouding. Want ons kan voluit vir mekaar, saam met mekaar voor God lewe. Hierdie feesvieringe wat ek moet hê, moet ontdek, is iets besonders. Want wanneer ons hier in die gedeelte wat ons hierdie week na kyk, lees uit Lukas hoofstuk 6, dan lees ek weer vers 13, waar vers 13 dan sê: En toe dit dag geword het hy sy disippels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem het. Ons kan net diensbaar wees in die feesvieringe wat ons het vir die verlossing wat Christus vir ons verwerf het. Die verlossing wat ons ontvang, onverdiend, soms ongevraagd, en wanneer ons dan lewe, dan kom ons tot die ontdekking, Christus is ons naby, want hy het ons uitgekies. Selfs voor die grondlegging van die wêreld het hy ons verkies om bly te wees, om uitverkies te wees. En in hierdie feesvieringe wil hy vir jou en vir my vandag vra, dat ons mekaar moet uitkies. Want in die uitkies, nadat ek saam met God alleen was, ontdek ek dat daar 'n besondere band is, 'n gemeenskap is, en hierdie gemeenskap bring vir my lig in duisternis, want ek kan nie alleen lewe nie. Ek lewe in gemeenskap met ander. Daarom word Eva na Adam gebring, en daarom word hierdie twee uiteindelik saam uit die tuin van Eden uitgestuur, nie net vanweë die sonde nie, maar ook in die gemeenskap wat hulle met mekaar het. Want hierdie moet uiteindelik lewenslang by hulle wees. Op 'n besondere wyse en besondere manier kan ons dan vandag vir mekaar sê, ons is uitgekies. Ons is uitgekies om bly te wees. Ons is uitgekies om in gemeenskap met mekaar te lewe. En is dit nie net in die seer wat ons gemeenskap is nie, maar ook in die besondere blydskap wat ons mag belewe. Mag die Here vandag gee dat jy hierdie blydskap ontdek in jou verhoudings wat jy het met jou vrou, met jou man, met jou ouers, met jou kinders, met jou gemeenskap van gelowiges waarvan jy deel is. Kom ons bid saam. Genadige Here, ons dankie dat ons die geleentheid het om dit wat ons glo en dit wat ons in U ontdek te mag gaan deel en gaan uitdeel, sodat ons apostels mag word. Ons dankie vir die liefde en die genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.